Goeiemôre, good morning. Die reeks Nuggies is op die ware gebeure gegrond en speel in twee tydvlakke af. Een in 1966 toe die Nuggies Issy Fourie en Petro vermoor is en ook weer in 1984 wanneer Issy se broer Andrei alles in sy vermoë probeer doen om uit te vind wie daarvoor verantwoordelik was. Ek gesels nou regstreeks met akteur Jan Roos Steenkamp wat die rol van jong Andrei in die reeks Nuggies vertolk. Andrei, hartlike goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed en self. Lekker man, ek is baie bly jy is so vroeg saam met ons hier. Nou vertel gou vir my, hierdie was jou heel eerste rol. Hoe het jy dit losgeslaan? Dit was, so ek het laas jaar gesê ek wil op TV wees. So ek het uiteindelik by 'n agentskap aangesluit. En so het ek deur my agent 'n audisie gekry en ek stuur die video-opname in en toe so 'n paar maande later toe hoor ek terug van hulle en toe kry ek 'n tweede ronde vir audisies. Ja, en toe nog 'n rukkie na dit hoor ek het hom gekry. Nou, ek is so gewoond, jy weet, as mense nou jouself so verdiep in 'n reeks, dan is ons geneig om jou karakternaam te gee. Jan Roos, jy vertolk die rol van 'n jong Andrei en natuurlik Beer Adriaanse, hy is die ouer vertolking van Andrei. Het julle twee bietjie met mekaar gesels om net seker te maak julle hou die karakter lewendig in hierdie tydsvakke waarin hy plaasvind? Ja, soort van, kyk, ons het saamgekom in die begin. Per so 'n deurlees van 'n paar tonele. En ons het met jou kon gesels juis oor dit. Ons het op die eind saam besluit dat 60s Andrei en 80s Andrei is twee verskillende mense eintlik. Hy is mos die polisie, so dit is. Ek wat ek gesien het en beleef het, is net dit maak mens 'n ander mens. Maar toevallig het daar 'n paar mannerismes oorgedra. Maar ons besluit dis nodig om spesifieks te doen. Hoorie, dit klink of dit 'n baie lekker geleentheid ook was. En ek weet wat vir die ouer mense nogal opvallend is hoe eg die tydperk is. Was dit vir jou ook nou nogal lekker om jouself in die 60s te kon sien, in die 60er jare te kon betree? Dit was ongelooflik. Nee, dit is 'n ander wêreld. Die 60s is half ons besig om 'n mode te raak in terme van die klere. Aanvanklik was die broekie nogal klein. Maar nee, ons het vinnig gewoond geraak. Maar dit is 'n lekker wêreld. Ek kon met 'n platespeler speel en die karre was super cool. Nee, dit was regtig lekker. Hoorie, ek moet ook vir jou sê, dit het my nogal herinner van my kuiertjies by oupa en ouma, of dit nou op die plaas was of in die dorp, maar ek moet sê die span het briljant gedoen om daai tyd ook weer te kon gee. Luister, hierdie was nou nie 'n maklike rol as 'n eerste rol nie, nê? Hoe het jy hom aangepak? Nee, so ons was baie gelukkig. Ons het vir Ira Blankenberg gekry om met die kinders te werk. So Ira het my touwys gemaak. En dan verder, dan het ons skiet mos nie in, of ons skiet nog nie chronologies nie. Ons skiet in, ons skiet een dag toneel 3, episode 4 en dan 'n ander dag wat ek op. So nee, ek het daarom my nooit 'n bietjie gehad dat jy net kan koppe waar jy emosioneel is in die storie. So ek dink dit het baie gehelp, maar verder op stelkens deur die goed hardloop met mekaar gesels, so baie van dit kon ons op stelk gedoen het, maar Luister, en dit was 'n redelike groot stel skoene wat jy moes vol staan, want ek meen jy het skouers geskuur met Tenerie van Wyk, loods en Jacques Bessenger wat op sigself as van ons land se beste akteurs geken word. Het hulle jou rustig laat voel? Het hulle jou raad gegee? Hoe was dit om saam met hulle te werk? Absoluut. Dit was ongelooflik. Nee, hulle is sulke mense. 'n Mens verwag soms dat hierdie groot name dalk ook groot koppe het, maar hulle is regtig nederig en plat op die aarde. So hulle maak mens, laat mens baie veilig voel. En hulle het baie moeite gemaak om almal in te trek. So dit was regtig goed. En ek wag leer by hulle. Ek dink, net om na hulle te kyk van op sigself, leer mense so baie van die spel. En dit is, hulle skep 'n totale ander wêreld om jou en dan voer hulle op jou en baie, wat my ook self gaan het. So. En die grootsheid net daarvan, ek dink jy moes jouself ook, soos wat ek nou ook vir Rico gevra het, hoeveel keer het jy jouself geknyp om te sê, hier sit ek nou tussen al hierdie groot bekende name en ek sit op stel en hierdie is my eerste rol? Absoluut, ja. Nee, dit is surreal. Ek dink nog nie in, dit is, En het jy gedink dat hierdie reeks so suksesvol sou wees en dat mense soveel nie net daarna gaan kyk nie, maar ook daaroor sal skryf en praat? Ons het regtig so gehoop. Ek dink mens weet nie in die begin nie.
Ons kon sien ons is besig met iets ongeloofliks. Almal het regtig hard gewerk en almal was regtig doelgerig. So ons kon sien ons is besig met iets moois. En iets so groter as ons. Veral met Willem Akpina en dan op stel was ook. Dit is net ja, dit is ongelooflik om deel te kan wees van so iets. Maar ja, ons het regtig so gehoop. Maar nee, ek moet sê ek is verskriklik dankbaar om te sien dat mense kom kyk en dat mense deel raak en ook skryf te hoor. En ja, dit is ongelooflik. En ek hoop vir baie nog sulke stories. Ek is seker ons gaan jou nog by baie van hulle sien. Net so laaste vragie. Jy was besig om eksamen te skryf tydens die vervulling van hierdie reeks. Hoe het jy daarmee gekoop? Ja, nee, So ek het gelukkig aan niggies heel vroeg voorberei. So ek hoef nie in die aande voor my tonele te stres daaroor of te leer of iets nie. Maar ek het wel vroeg die oggend ingegaan skool om eksamen te skryf. En dan skryf ek my toets en dan gaan ek weer stel toe en dan gesels ek eers met almal op stel oor hoe die toets was en ja, en dan skiet ons maar 10, 11, 12 ure 'n dag en dan kom ons maar terug by die huis en dan Ek kan net sien jy het hom gemaak. Ons het ongelukkig nie meer tyd nie, maar baie dankie en baie sterkte. Kyk gerus vir niggies en onthou jy kan saam met ons ook kuier en adverteer stuur net vir ons die e-pos by sales@creatorsway.co.za. Ongelukkig alwaarvoor ons tyd het vanoggend. Ek hoop jy spandeer jou dag sommer te heerlik saam met al jou geliefdes. Tot môreoggend dan wens ons vir jou 'n hartlike goeiemôre. Good morning. Ek hoop jy het 'n lekker dag.